Weer eens vir julle baie dankie broers en susters dat ek die voorreg het om vanoggend so te kan wees. Broer Aubrey my bel, die dag toe hy daar by ons kom bedien het, toe ek siek in die bed, en ek sê man, ons siek word. Wat in die bed? Ek word wakker, ek skrik, en ek vra vir my vrou, ek skop die hoenderhokke in die oggend, want die hoenders moet kraai, laat die mense kan wakker word. Daai sondagoggend lê ek seker tot 11:30 in slaap. Kopseer, alles is net nie lekker nie. En ek mis hom die oggend daar by ons kerk, prys die Here. En hy bel my, sê vir my, pastoor, sal jy help? Ek sê, ons is geleer ever ready. Jerusalem hou altyd langer, maar ever ready is altyd reg. Prys die Here, en ek het 'n ever ready hier binne my. Prys die Here, glory to God. En ek bid en ek sonder af, ek sê, Here, wat is die woord wat ek vir Sasolburg moet afgee? Nou eers wil ek vir julle vertel, ek was as 'n jong seun, so 14, 15, was ek hier saam met julle in die kerk gewees. Oom Sandy Meyers, ek weet nie of julle hom ken nie. My oudste suster is met Mike, met Errol getroud, so ons is familie. En ek en Henry en Greg was die 3 stoute mannetjies. Ja, het ons pak gegee. Maar weet jy, die Here het 'n pad met ons. Here begryp jou nie. Ek het nie geweet, ek gaan jare later gaan ek die woord kom bedien by Sasol nie. Toe hulle vir my sê Sasol, toe sê ek prys die Here. Ons is hierso, glory to God. En die Here begin met my besig raak. En vanoggend toe die koortjies hier uitgaan, toe begin die Here met my in die week praat oor die klank. Ons moet die klank hoor. En ek het my seun, ek weet nie of julle weet wat is hierdie nie. As hulle die ding ons opsit, dan hoor hulle niks. Hoor jy, ek staan seker 10 meter van, dan hoor ek sy musiek op, en sê ek van, wat hoor jy, kan nie my hoor as ek met jou praat? Weet hoe sy jong is. En die Here begin met my besig raak met die klank. Wanneer jou alarm in die oggend afgaan, wat doen jy? Draai jy om en slaap verder. Kyk, ek weet hulle snoes om ons so 3-4 keer. Nog net so bietjie. Of as jy in die verkeer ry, en terwyl jy in die verkeer ry, dan ek lyk om, as ek baie keer rondry en kyk aan, van my vrou sê, kyk, jy ry op die pad. Hoor jy dan, daai goed het hulle in die pad geplant. Want ek kyk hier die half van die pad af. Hoor jy, en as jy daai hoor, en dan sê hy vir jou, Boeta, kom terug. Planke wat met jou praat. En dan kry jy die manne wat draf in die pad, dan het hy die ding op sy kop. Wat gebeur as 'n voertuig beheer verloor en hy blaas sy toeter? En jy kan hom nie hoor nie. Wat gaan gebeur? En ek het al baie keer gesien, dan hardloop hulle oor die pad, en dan stamp die kar hulle amper. Die God se Gees by my, begin met my besig raak. En ek wil vir julle en ons weet, God se Gees is waar, God se woord is waarheid. Hy is waarheid. Nou ons word geleer, God se woord is nie net sommer 'n boek wat jy lees nie. Dis opdragte wat van God afkom na ons. Dis opdragte. As jy volgens God se opdrag lewe, dan sal jy die ewige lewe ingaan. En ek wil graag hierdie gedeelte wat lees in Openbaring 22, vanaf vers 18 sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van hierdie profesie, dis nou die boek van God, van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan hierdie boek geskryf is. En as iemand iets in hierdie woorde van hierdie boek van die profesie wegneem, dan sal God die deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad, uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Nou dis God se woord. Nou ons weet hulle het ons deesdae ons baie mooi Bybels en baie mooi goeters en die woorde word so mooi beskryf. Dit pas nou die mens meer as wat God se wil sê dit moet. Julle almal? Ons moet God se woord behou soos wat ons het ontvang het. Want God verander nie. Nou wil ek vir ons 3 verse lees wat die Here op my hart geplaas het om vanoggend met julle te deel. Prys die Here. Glory to God. Ek gaan vir ons lees in 1 Korintiërs 14 vers 7, Psalm 89 en Romeine 8 vers 5. En ek gaan begin by Korintiërs. 1 Korintiërs 14 vers 7 en 8. Net soos met lewelose dinge
wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie onderskeid in toon kan laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word? Hoor die gedeelte, want as die bassein ook onduidelike klank gee, wie sal klaar maak vir die oorlog? Is ons nie elke dag al reeds in 'n oorlog besig nie? Ons is elke dag, staan ons op en ons voer oorlog. Maar weet jy wat ek vir julle kan sê, broers en susters? Jesus het nog nooit 'n oorlog verloor. Hy het nog nooit 'n battle verloor nie. So ek is in die wenspan, want ek is in Jesus se span. Hy is nie in my span nie, ek is in sy span. Prys die Here. Nou gaan ek vir ons lees in Psalms. Prys die Here, glory to God. Psalm 89. Koning Dawid skryf, hy sê, welgeluksalig is die volk wat die geklank ken, o Here. Hulle wandel in die lig van u aangesig. Ons moet die klank van ons allerhoogste ken. En dan gaan ek vir ons ten slotte sal lees Romeine. Glory to God. Prys sy wonderbare heilige naam. Glory to God. Prys die Here. Ek lees vir julle die woord, dan weet julle, as julle wil gaan naslaan of luister waar die woord staan, dan weet julle waar dit staan. Romeine 8. Vers 5 en 11. Wat sê hy? Hoor. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Vers 11 sê hy, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook in julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Prys die Here. Ek het nie geweet julle gaan nagmaal hou vanoggend nie. Prys die Here, dit is alles so mooi inleidend. Hoe werk God se Heilige Gees? Prys die Here. En ons kerngedeelte is Psalm 89 vers 16. Ek lees dit graag weer vir ons. Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken en die Here, o Here, hulle wandel in die lig van u aangesig. Kom ons sluit die oë. Baie dankie groot en magtige God, ons Vader, vir die woord. Bid en vra ek, Here, dat jy my lippe sal aanraak met 'n koolvuur, my mond sal vol, Here, dat die vrug en die saad wat uit my mond sal kom vrugbaar sal wees, Here, op vrugbare grond sal val en veel vrug sal voortbring. Ons sê vir die baie dankie daarvoor en al die lof en al die eer kom in u heilige naam. Amen. Prys sy naam. Glory to God. En die Here begin my besig raak met Jefta. Ek weet nie of julle vir Jefta ken. Die seun van Gilead. Jefta en sy broers woon saam. Maar die broers besluit op 'n tyd en 'n dag, Jefta, jy is nie een van ons nie. En hy word weggejaag, hy word uitgestoot. Want Jefta, die woord van die Here sê, Jefta was die vrou van Ahur. Jefta was die seun van Ahur. En die broers het gevoel, jy is nie eintlik regtig my broer nie. Nou moet ek vir julle sê, 'n mens kyk na 'n mens, maar God kyk met 'n ander oog. Daar's twee dinge wat op hierdie wêreld besig is teen die vlees teen die gees, wat ons in Romeine lees. Die verstand en die hart is altyd besig met mekaar, want God werk met die hart, die mens werk met die verstand. Ons is besig met die vleeslike berekeninge. God is besig in jou hart om te sê, vertrou op my, ek gaan jou verlos. Maar die brein en die hart is besig om teen mekaar oorlog te voer. Elke dag, wanneer jy in die verkeer ry, is jy in oorlog, want dan kom hierdie taxi en wil hy voor jou indruk. Dan sê jou hart, heel my gap. Dan sê jou kop vir jou, ek sal hom wys. Ek het al gery. Hoor jy, dan druk ek hy man van die pad af. Hoor jy, dan kom ek al voor, dan voel ek, ek het gewen. Net sodra dan sê die Heilige Gees vir my, shame my kind, jy het tweede gekom. Pastoor Chris preek eendag, en hy preek van ons hemelland. En hy sê die aarde behoort nie aan ons nie, dit behoort by die mense wat hier gaan agterbly. En dit liggie gaan aan my kop aan. Hierdie is nie my plek nie. Hy kan maar net soos hy wil. Die dag as ek aan die hemelland is,
En ek loop baie, broers, ek werk by die fabrieke. So ek loop so, daar is my vrou, 10, 15, 20.000 steps 'n dag, op en af. Kom ek aan die aand by die huis, is die voete kwaad vir my. Nou hoor ek hulle sê, we're gonna walk on the golden streets of heaven. Nee, my broers, julle verstaan nie. As ek daar in die hemel is, gaan ek vlieg. Die Here gaan my vlerke gee. My voete gaan nooit meer grond sien. Prys die Here. Die Here gaan ons mos vlerke gee, ons gaan vlieg soos engele. Prys sy heilige naam. Maar hierdie Jefta, hy word een kant toe gejaag, hy word verjaag. Die woord van die Here sê, 'n klomp ligsinnige manne is saam met hom daar weg. Hy vat sy goed en hy loop. Maar die Here sien Jefta raak. Hy's verstoot. Hy's weggejaag uit sy huis uit. Jy's nie welkom hierson. Terwyl Jefta weggaan. Dis hoekom ek altyd sê, moet nooit die brûe brand waarmee jy gekom het nie. Moet nooit brûe brand tussen mense nie. Moet nooit brûe brand tussen familie en vriende nie. Want wanneer die onheil daarvoor vir hulle lê en wag. En ek kan jou sê, hy doen, gaan lees in Efesiërs, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, is teen die magte, teen die owerhede van hierdie duisternis. En hy probeer elke dag. Hy gaan nie ophou nie, want sy dae word minder. Hy probeer elke dag om ons om te bring. En terwyl Jefta en sy ligsinnige manne, hulle is oor die brug, hulle is weggejaag. Toe die Here met hom 'n afspraak. En hy stuur so 'n bietjie, baie keer kom 'n onheil tussen die familie en vriende. Kyk net, staan net so 'n bietjie terug en sê, Here, wat 'n plan het U nou weer? Onthou, die Here werk met die hart, hy werk nie met die kop nie. Baie keer dan jou salarisslip so kyk, nou het jy 2 potholes geslaan en 4 bande 'n stukke. Here, dan kyk ek sê, Here, maar ek weet, my salarisslip gaan dit nou nie hierdie maand maak nie. Hoe gaan ek by die werk kom? Ek kan nie op daai rims ry, dan moet ek nog brims ook hoor. Weet jy wat doen die Here? Daai broeder van jou wat lê en slaap, hy stuur hom. Maar ek hoor jy het 'n paar potholes geslaan, ek het vir jou 4 bande. Ek het sommer een vir jou spaar ook, as jy nou weer een slaan en ek is nie naby en het jy ekstra een. Hoe werk God? Hoe werk ons almagtige koning? Ons moenie laat ons verstande weghardloop nie. Maar Jefta, hy en sy manne is daar oor kan die brug. En die volgende oomblik slaan die moeilikheid vir Gilead. Amon, kom, hulle wil oorlog voer. Hulle wil moeilikheid maak. Jy weet hoe's die mense, daar's altyd ouens wat moeilikheid stir, as ek dit so kan sê, die Engelsman sê. En terwyl hulle in moeilikheid is, kom die grysaards. Ek is dankbaar vir die grysaards. Like het, hulle help my ook reg. Prys die Here, ek begin ook al so 'n bietjie grys word. So ek hoop ek kan eendag ook iemand reg help. Maar prys die Here. En Gilead roep die ou mense, die gesenior burgers, hy is die oudstes van die volk roep, hy sê, ons moet Jefta gaan haal. Hy moet vir ons die oorlog kom voer. En almal sê, nee, is reg. Maar Jefta die hart, die Here het sy hart te binneste geplaas soos 'n leeu. En volgende oomblik, toe hulle by Jefta kom, sê hulle, Jefta, jy moet vir ons die oorlog kom voer. Ek sluk seker as ek Jefta was nou, waar is my ander broers wat my weggejaag het? Waar is daai groot monde? Wat gesê het, ek is niks werd nie, waar is hulle? Hulle almal is jaartjies en so klein, hulle is baie bang. Hulle kan nie oorlog voer nie. Hulle skrik sterk onder die bene, hardloop hulle weg. Jefta. Ek weet nie of hy baie groot was nie, maar hulle sê mos die klein borreltjie die groot gif. Prys die Here as ons daai gif het. Ons gee die sonde, gee ons gif. Gee die sonde gif vir ons lewens. Prys die Here help en verlos ons. En Jefta sê, as die Here, gaan lees daar in Rigters 11, hy sê, laat ons 'n ooreenkoms onder mekaar maak, maar God sal die hoorder wees. As God dit laat geskied, dan sal ek julle hoof wees. En die Almagtige het gehoor, en hy gee hom die oorwinning daai dag. Die oorwinning vind plaas. Jefta wat al die Ammoniete roei hulle uit, en hy maak 'n groot oorwinning oor iemand wat weggestoot is, iemand wat weggejaag is, omdat hy gepraat het met God, en God se oor is nie te swaar om te hoor nie. En die volgende,
toe ek dink, en ek begin dink aan Dawid. Ek dink, Here, maar Dawid was in dieselfde bootjie. Sy broers het hom ook eers, toe die profeet kom om hom te salf, om die koning te salf. Waar was Dawid? Al die broers, al die groot manne, van Ammon af, almal van hulle, groot manne, daar gestaan. Een van hulle moes gesalf word, want hulle moes die ware manne. Dawid was ook 'n seun van 'n ander vrou. Kan jy dit nou weer vertel? Prys die Here, die Here gebruik die vrou en my waar hy wil. Ons dink nee, dis koninklike bloed hierdie. God sien ander koninklike bloed in die binneste. Bloed wat nie bang is nie. Wanneer daar tyd is om te vas en te bid. Wanneer daar tyd is om op te staan met manifestasies. Wanneer daar tyd is om ons broers en susters te help. Dan sien God daai manne raak. Dawid sit tussen die skape. Hy pas die skape op. Nie eens aangedink nie. Nee, Isaia sê nee, los vir Dawid. Hy's maar die kleintjie, hy kan maar daar bly. Profeet, laat die manne deurstap. Volgende. Het jy nie nog gesien nie, Isaia? Het jy nie nog gesien nie? Ja, my Heer, maar hy's tussen die skape. Ja, Dawid is een ding gegee om te doen, pas die skape op. Wat het hy gedoen? Hy het dit met 110% het hy dit gedoen. Wanneer die beer aanval maak, wanneer die leeu aanval maak, wanneer die diere sy skape wil aanval, dan staan hy op met die krag van die Heilige Gees. En hy beskerm sy skape. Prys die Here. Maar die Gees van die Here praat met my met Samuel. Wat het gebeur? Samuel het ook die siter gespeel. Vanoggend toe ek die musiek so hoor, ervaar ek die Gees van die Here speel, ek voel sulke golwe, kom so oor die mense. Ja, wonderlik as 'n mens die krag van God kan ervaar. Die vyande. En terwyl die musiek so speel, kon ek sien, die Gees van die Here is met baie mense besig. Glory to God. Koning Dawid speel met die siter. Maar daar's 'n bose gees wat koning Saul van sy kop af laat gaan. Hoeveel van ons het al partykeer gevoel, Here, ek raak van my kop af van al die omstandighede. As dit nie finansies is nie, is dit by my werk. Die mense trap en verstoot my, gee my moeilikheid by die werk. Here, ek sit sonder werk dalk. Die siekte in ons huis, my man, my moeder, my vader, my boetie, my sussie, word onder siekte, getreiter en gemartel. En ons voel ons raak verbou hier, maar die Gees oor jou kom, en jy voel jy kan amper sê, jy voel jy kan moord pleeg. Gaat in die deure skop en slaan, kar se deure toeslaan na die venster en ander kan amper uitval. Van die frustrering. Maar Saul het die mag van Satan wat oor hom kom, omdat hy God nie meer gesoek het. Hy het nie meer gebid nie. Ja, vyande. Hy het nie meer God se woord gelees nie. Die vyande. En God se Gees trek hom weg van Saul af. Koning Dawid, klein mannetjie met 'n hart wat God raak sien. Hy speel die siter. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom in die midde van sy broers, en die Gees van die Here het van die dag af en verder op Dawid vaardig geword. Ja, vyande, het jy die salfolie oor jou hoof vandag? Toe ek volgende sit en ek sien julle het olie. Prys die Here, die almagtige God in hemel se Vader is hier vanoggend. Want toe Dawid die klanke wat uit troonsale van God gedryf is, uitspeel, dan vlug die Satan. Maar waar het hierdie probleem begin? Waar het hierdie probleem begin? Die vyande. Waar het hierdie probleem begin? Dat die klanke nie by ons ore kon uitkom nie. Ek lees in Genesis 3
vanaf vers 1. Die woord van die Here sê, Satan was meer lustiger as al die diere. Ja, Sayanda. En hy kom by Eva, en hy sê vir haar, het God nie gesê, jy mag nie eet van die boom, van die lewe, van goed en kwaad, wat in die middel van die tuin staan nie. Weet jy wat doen hy? Hy vat God se autoriteit, en hy druk die verstand bo die hart van Eva, en sy begin twyfel kry in God se woord. Hoeveel mense het God se woord in twyfeling? Hoeveel mense trek God se ewige woord in twyfeling? Weet jy wat is dit? Dis wanneer jy kom, waar is my oorfone? Wanneer jy kom in die wêreld kom, en ek sit hierdie mooi klankies vir jou ontspeel. En die klankies maak jou hart so sag. Die klankies streel jou brein. Maar die stem van God kan nie inkom nie. Want al die geraas van die wêreld is besig om jou gehoor te belemmer. Ja, Sayanda. Eva het geweet, God het gepraat. Weet jy wat is die skokwekkendste van alles? Eva het nie gesondig in die tuin van Eden. Sy het nie 'n tekort gehad in die tuin van Eden nie. Sy het nie swaar gekry in die tuin van Eden nie. Sy het nie koud gekry in die tuin van Eden nie. Sy het niks kort gekom in die tuin van Eden nie. Maar tog kom die Satan. Slinkse, slim, skelm, baie maniere om die mense te laat struikel en te laat val oor die woord van God. Maar ken jy die stem van die Allerhoogste? Ja, Sayanda, wanneer laas het jy God se stem gehoor praat met jou? Wanneer laas het jy gehoor wat God vir jou sê? Staan op en gaan bid. Wanneer laas het hy vir jou gesê, haal daai R20 uit jou wallet uit en gee dit vir daai oom of tannie, of selfs jong kind. Here, my God, is my laaste R20. Moenie koppietjie somme maak nie. Doen wat God op jou hart sit. Haal dit uit en gee dit vir die Almagtige. Ja, Sayanda. Weet jy nie, 'n vee op duisende berge behoort aan ons God nie. Weet jy nie, alles is in sy hand moontlik nie. Weet jy nie dat alles wat God vir jou en vir my wil gee, moontlik is nie. Ja, Sayanda, ek bid vanoggend, vroeg was ek op, en ek lê voor God op my sak en as, en ek lê vir die, ek sê, Here my God, wat is die boodskap vir Sasolburg? Ja, Sayanda. En die gees van die Here sê vir my, Sasol gaan ontplof met die bid en die krag van sy allerheiligste. Nie omdat die julle is nie, omdat God se gees hier in julle midde is. Ja, Sayanda, hier my hande. Ek dink so, ek sê, Here, maar die hele wêreld ken Sasol. Hele Suid-Afrika weet van Sasol. Die oorseelande ken vir Sasol. Here sê, maar dit nog nie. Hulle het nog nie by die plek uitgekom nie. Die vyande. Die gees van God gaan julle aanraak, gaan julle seën. Hy gaan 'n vuur hier in die brand steek. Ja, Sayanda, oor die woord van die Here wat hier volgens julle sê, brandstigting gaan oor Suid-Afrika uitbreek. Ja, Sayanda, julle sal oor die media hoor hoe brandstigting oor ons gaan plaasvind. Ja, Sayendo, wat die Here sê, die vuur wat hier in Sasol gaan brand, gaan Heilige Gees vuur wees. Die Here sê, maak julle reg, maak julle reg, maak julle reg, want God in die hemel het geslaan op Sasol in hierdie oggenduur. Die waar is al, wie van julle, vanoggend, sê, Here, ek het 'n nuwe aanraking, Here, ek het 'n nuwe aanraking van die Heilige Gees in my binneste nodig. O, ek kan altyd my hande opsteek, Here my God, ek het 'n nuwe aanraking nodig. Ja, Sayanda, ons gaan vanoggend doen wat God se woord sê. Hiva Jesu. O, Sayanda. Hiva Yanda. Halleluja. Halleluja. Ek gaan weer vir julle daai gedeelte lees. Ja, Jesu. Prys die heilige naam. Glory to God. Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom in die midde van sy broers. Sy broers het gesien.
sy broers moes sien. Sy broers moes agterkom. Hierdie klein ouetjie, die seun van 'n ander vrou. Daar's sy hande. Die Here slaan ag op julle. Die Here slaan ag op julle. Baie mense het mos nog gedink, ag, ou Sasel. Hulle sal kom kyk wat God hier aan gaan steek. Daar's sy hande. Hulle gaan kom kyk. Die vuur wat gaan plaasvind in julle midde. Glory to God. Glory to God. Hier by hande. Prys die heilige naam. En hy neem die horing met olie en salf hom in die midde van sy broers. Hier by hande. Ja, sy is